Hallo maat! Hallo! Ek is Nadine Dina en dit is my maatjie Aapie. Welkom hier by die Wilrow Park Sirkus. Sê welkom. Welkom! Dit is so lekker vir ons dat julle vandag hier by ons kom kuier het. Ja, en ons is baie bly, want ons het 'n nuwe speletjie wat ons vandag wil speel. Julle moet saam speel. Ek stem saam. Julle moet vandag saam met ons hierdie speletjie kom speel. Nou daar's niks so lekker vir 'n nar wat by die sirkus werk, soos as mense vir hulle kom kuier en hulle lag totdat hulle magies begin pyn. En dis wat ek wil hê vandag moet gebeur. So, hierdie speletjie, wag vir sy naam. Hierdie speletjie se naam is Probeer om nie te lag nie. Ons gaan vir julle 'n paar video's wys en dan moet julle hard probeer om nie te lag vir die goeters wat snaaks is dalk nie. As julle dit reg kry om nie te lag nie, dan is julle die wenners en jy kan julle vir almal vertel dat julle die speletjie gewen het. En as hulle verloor? Wel, as julle lag en verloor, dan moet julle maar weer die speletjie probeer speel, totdat julle wen. Dit klink vir my soos 'n goeie idee. So maats, hier gaan ons! Maat, ek het nou so lekker gelag, wat eintlik beteken dat ek verloor het. Wel, dis nie goed nie, maar dit beteken ek kan weer die speletjie speel. Ja, jy ook, nee. Ek het julle daarin beter gevaar as ons. Ek het nie so goed gedoen nie, maar dalk het julle die speletjie gewen en dan kan julle vir almal gaan vertel dat julle gewen het. Nou weet julle wat, terwyl ek hierdie speletjie gespeel het, terwyl ek hierdie speletjie gespeel het, het ek gedink aan 'n storie wat ek in die Bybel lees. Ek dink nogal baie aan daai storie as ek lekker gelag het. Wat 'n storie? Daai storie is 'n baie bekende storie in die Bybel. Toe, vertel nou. Okay. Die storie gaan oor 'n oom en 'n tannie wat baie graag kinders wou hê. Ja, en wel, hulle kon nie kinders gekry nie. Hulle wou baie graag gehad het, maar hulle kon tot daai stadium in hulle lewe nog glad nie kinders kry nie. Maar op 'n dag het iets baie belangriks gebeur. Wat? God het vir oom Abraham gesê, dis die oom se naam, om op te kyk na die hemel. En hy het dit gedoen. En hy het 'n klomp sterre gesien in die lig. En weet julle wat? God sê toe vir oom Abraham dat hy sy nageslag so baie sal maak soos die sterre in die hemel. Wat is 'n nageslag? Dis 'n baie goeie vraag, Aapie. 'n Nageslag is wanneer jy kinders kry en dan kry jou kinders kinders en jou kinders se kinders kinders en jou kinders se kinders kinders en hulle kinders se kinders kinders. Ja, Aapie, mooi. Jy verstaan baie mooi. Dit is wat 'n nageslag is. Maar jy het gesê hulle het nog nie kinders nie. Jy's reg. Hulle het nog nie kinders gehad nie, maar God het beloof dat hy vir hulle 'n nageslag sal gee. En al het hulle nog nie kinders gehad nie, het hulle gekies om God te glo en op hom te vertrou. Wow, ja, dit is wow, nee. Maar hulle het vir baie lank gewag, wat hierdie belofte van God nie waar geword het nie. Toe probeer hulle eie plannetjies maak. Jy is reg, dit is want wanneer mense 'n belofte van God afkry, moet hulle vir God wag om dit 'n werklikheid te maak. Hulle moet nie probeer om hulle eie plannetjies te maak om die goeders te kry wat hulle graag wil hê nie. Hoekom nie? Want dit is dalk nie deel van hoe God wil hê sy plan in hulle lewe moet werk nie. En hierdie oom en tannie, die oom Abraham en tannie Sarah, wel, hulle het 'n plan gemaak
wat vir hulle baie hartseer veroorsaak het. En hulle was baie kwaad vir mekaar en vir ander mense en ag man, dit was net 'n groot gemors. Groot gemors. Ja, groot gemors gewees. En wel, dit was nie wat God wou gehad het nie. So op die einde van die dag het hulle toe daai groot gemors uitgesorteer, jammer gesê vir God en hulle het verder gewag vir God, want God het mos beloof en ek weet vandag dat wanneer God iets beloof, dan breek hy nie sy beloftes nie. Hy doen dit glad nie. As hy iets beloof het, dan gaan dit definitief gebeur. So hierdie oom en die tannie het gewag en toe hulle al baie oud was, het God eendag engele gestuur om by hulle te kom kuier. Maar die engele het gelyk soos normale mense. Wow, ja, dit is wow, nee. En die engele het gesê dat Sarah die volgende jaar 'n baba seentjie sal kry. Jippie! Ja, dit is jippie, want dit is mos wat God beloof het. Maar weet julle wat het sy gedoen? Nou, sy het gehoor wat hulle sê, maar omdat sy nou al so oud was, het sy net gelag. Hoe oud was sy? Goeie vraag. Sy was al amper 90 jaar oud gewees en oom Abraham was al amper 100 jaar oud gewees. Sjoe, dis oud! Ja, dis baie oud. Maar weet julle wat het toe gebeur? God sê toe vir haar, hoekom lag jy, Sarah? Weet jy nie dat daar niks is wat onmoontlik is vir God nie? Ja, dit is waar. Ek weet dit is waar. Daar is niks wat God nie kan doen nie. En weet julle wat het gebeur? Wat? Die volgende jaar het sy 'n baba seentjie gehad. Wow, wat het sy hom genoem? Wel, sy het hierdie baba seentjie Isak genoem. Wat beteken dit? Jy is slim vandag, jy het allerlei interessante vrae. En die naam Isak beteken om te lag. So dis hoekom die storie jou laat dink het aan die storie. Ja, vandag se speletjie het my laat dink aan die storie, omdat dit gaan oor iemand wat gelag het. Ja, wow. Ja, Apie. Nou weet julle wat? Elke keer as iemand lekker lag of ek lekker lag, dink ek aan die storie en dan onthou ek dat daar absoluut niks is wat God nie kan doen nie. Daar's niks wat onmoontlik is vir hom nie. En dan raak ek so bly omdat ek aan Jesus behoort, omdat ek sy kind is. Want dan kan ek enigiets vir hom vra, selfs goeders wat onmoontlik lyk, en ek weet God kan dit vir my doen as dit die regte ding is vir my lewe. Maar hierdie storie is nie net vir my nie en dit moenie net my herinner aan hoe goed God is nie, dit is eintlik vir almal. Ja, ek wil ook my hart vir Jesus gee. Haai, dis nie so moeilik om dit te doen nie. Maar ek weet nie hoe nie. Ag, dis baie eenvoudig. Al wat jy moet doen is jy moet jammer sê vir al die lelike verkeerde goed wat jy gedoen het, Apie. En dan moet jy vir Jesus vra om in jou lewe te kom bly. En dan moet jy hard probeer om nie dieselfde stoute lelike goeders te doen wat jy voorheen gedoen het nie. Okay, maar hoe? Al wat jy doen is jy kan bid. So ek gaan vandag bid en dan kan jy agter my aanbid en julle maatjies daar by die huis, as julle hart vir Jesus wil gee, kan julle ook agter ons aanbid saam met Apie. Okay, is julle reg? Kom ons maak ons oë toe. Here Jesus, dankie dat U goed is vir ons. Here Jesus, dankie dat U goed is vir ons. Dankie dat U lief is vir ons. Dankie dat U lief is vir ons. En dankie dat U aan die kruis gesterf het vir ons. Dankie dat U aan die kruis gesterf het vir ons. Here, vergewe asseblief al die stoute goed wat ek gedoen het. Here, vergewe asseblief al die stoute goed wat ek gedoen het. En help my om dit nie weer te doen nie. En help my om dit nie weer te doen nie. Here, en help my ook asseblief dat ek goed sal lewe. Help my om goed te lewe. En kom bly asseblief in my hart. Kom bly asseblief in my hart. Here, help my om van nou af, die Bybel te lees en meer van U te lees. Die Bybel te lees en meer van U te leer. En help my om U trots te maak. Amen. Amen. Nou maats, nou weet julle om julle hartjies vir die Here te gee. En ek hoop dat elke liewe keer as julle lag, dat julle aan hierdie verhaal sal dink en dat julle bly sal wees omdat julle 'n kind
van Jesus is. Ja! Nou julle moet nou bly, ons gaan nou 'n onthouversie doen en na die onthouversie dan gaan ons lekkere liedjie saam sing. Jippie! Tata! Hallo maats, welkom by vandag se onthouversie en ons lees uit die Bybel uit Psalm 16 vers 11. Waaruit lees ons? Psalm 16 vers 11. En dit sê vir ons, by U is vreugde en blydskap vir altyd. Psalm 16 vers 11. By U is blydskap en vreugde vir altyd. Ek hoop julle maatjies het 'n baie lekker week en dat julle gou-gou weer vir ons hier by die Wilrow Park Circus sal kom kuier. Mwah! Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it,